Welkom by dag 3. Nou vandag praat ons oor siel, gees en liggaam. Jy bestaan uit 3 dele uit. Jy het 'n siel, jy het 'n gees en dit woon in 'n liggaam. Die natuur van die gees, kom ons begin by die gees. Die gees is die binneste deel van 'n persoon, die essensie wat direk met God verbind. Dit is deur die gees dat ons God se teenwoordigheid ervaar, sy leiding ontvang en aanbidding beoefen. Die funksie van die gees, die intuïsie, dit is die ingebore sin vir die ken van God, God se wil en die waarneming van sy leiding sonder om te steun op fisiese sinne of logiese redenasies. Gewete, die gees se vermoë om reg en verkeerd te onderskei, wat ons na regverdigheid dryf en weg van die sonde af. Gemeenskap, dit is die aspek van die gees wat ons in staat stel om gemeenskap met God te hê. Deur gebed, deur aanbidding en geestelike gemeenskap. Die siel is die sitplek van die persoonlikheid wat ons wil, verstand en emosies omvat. Dit is die brug tussen die gees en die liggaam en die geestelike waarhede verwerk en dit in aksies omsit. Luister mooi, om dit in aksies te omsit. Die komponente van die siel, die wil, die funksie is waar die besluite geneem word, waar die optrede bepaal word tussen reg en verkeerd, tussen die ja en die nee. Die belangrikheid, dit is noodsaaklik om die handhawing van 'n geestelike dissipline en gehoorsaamheid van God se bevele. Wat is die verstand? Die funksies van die verstand. Die verstand verwerk die gedagtes en idees en dien as 'n poort na die siel. Luister mooi, dit dien as 'n poort na die siel. So wat gebeur nou dat die oomblik wanneer ons 'n gedagte kry, ons ontvang dit of ons stuur dit weg. Ons weier om dit te aanvaar. Dit is waar jy gedagtes aanvaar of verwerp en waar alle besluite aanvanklik gebore word. Die verstand verwerk gedagtes en idees. Dan dit. Beheer, onmiddellike beheer oor jou gedagtes is noodsaaklik om sonde te vermy en positiewe goddelike denke te kweek. Byvoorbeeld negatiewe en skadelike gedagtes onmiddellik te verwerp. Voorkom dat hulle wortel skiet en jou geestelik skade kan aandoen. Emosies, die funksie van emosies. Emosies is die siel se reaksie op gedagtes en ervarings wat weerspieël hoe jy voel oor situasies. Bestuur 'n gesonde emosionele reaksie in lyn met God se waarheid en bevorder liefde, blydskap, vrede. Emosies bestuur volgens Bybelse beginsels dra by tot jou geestelike en fisiese verstand. Liggaam, wat is die aard van hierdie liggaam waarin in ons is? Die aard van hierdie liggaam is die fisiese aspek van ons wese, die tasbare en sigbare deel wat interaksie het met die fisiese wêreld. Dit is die vaartuig van die gees en wat die siel huisves. Die funksies van die liggaam. Sensoriese ervaring. Die liggaam gebruik die 5 sintuie. Sig, gehoor, smaak, aanraking en reuk om die wêreld te ervaar en daarmee interaksie te hê. Die optrede. Die liggaam voer die besluite uit wat die liggaam maak en dit word deur die verstand gerig word. Dit voer aksies uit, sowel goed as sleg, gebaseer op die siel se riglyne. Dit is die tempel van die Heilige Gees. As gelowiges word ons liggame beskryf as tempels van die Heilige Gees in 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Daarom is dit so belangrik om ons liggame suiwer te hou van God
en deur ons fisiese optrede te eer. Wat is die praktiese toepassing? Gees, koester jou gees deur gereelde gebed, aanbidding en bestudering van God se woord. Ontwikkel jou intuïsie, jou gewete en gemeenskap met God. Jou siel, kweek 'n gesonde siel deur goddelike keuses te maak. Jou wil, jou verstand te beheer deur vernuwing van die skrif. Jou verstand, hou aan skrif lees, en jou emosies volgens die Bybelse beginsels te bestudeer. Jou liggaam, handhaaf jou liggaam deur selfdissipline te beoefen. Deel te hê aan gesonde gewoontes en optredes te vermy wat God oneer aandoen. Behandel jou liggaam as 'n tempel van die Heilige Gees. Die begrip van die harmonisering van hierdie 3 dele, gees, siel en liggaam, stel jou in staat om as 'n gebalanseerde, vervullende en geestelike, lewendige lewe te lei. Mag dit met jou gaan, soos dit met jou siel goed gaan. Mag die dunamiskrag van God, sy gees, deur jou skyn en jou siel elke dag vernuwe met die krag van sy Heilige Gees. Sien jou môre.